Baie welkom by die getuienis. Ons is baie bevoorreg om Jacques al die pad van Zeerust wat na Pretoria te gekom het om sy getuienis vir ons te kom gee. En ek kan julle waarborg, daar's mans, selfs vaak vrouens ook, maar daar's veral mans in vandag se tydperk, jong tieners of ouer mans, daar's geen ouderdomsbeperking vir die opname nie, want ek glo daar's baie van ons wat daarmee gesukkel het of wat deur 'n soortgelyke situasie gaan huidiglik. Jacques, baie dankie dat jy al die pad van Zeerust gekom het. Dis 'n groot voorreg. En dankie vir jou tyd ook. Jacques, vertel ons gou kortliks 1 minuut omtrent, wie is jy? So, ek's maar eintlik net 'n gewone ou. Okay. Ja, ons bly op die oomblik in Zeerust, seker al vir so 7 jaar. Ek het my eie klein besigheidjie wat ons bietjie staalwerk en so doen. Maar ja, ek is maar 'n plaasseun, 'n boerseun. 'n Boerseun, okay. En getroud met Ina, ek het 3 dogters, pragtige dogters. Okay. En dis maar wie ek is maar 'n klein ouetjie. Okay, nice. So, ons kan almal relate tot hom, weet, hy's 'n boerseun. Nou praat ons mooi, nee, so. Jacques, vertel ons gou 'n bietjie, jy was lank op 'n kerkraad gewees en ek wou amper sê die hele ritual van kerkskap gedoen. Vertel ons 'n bietjie daai agtergrond van jou. Ja, ek was baie godsdienstig. Okay. Verskriklik. Ek is gedoop toe ek in graad 10 was, daai tyd slaat 8. Ja. Daai ding gedoen. Ek het 'n kosbare ouma gehad en ek glo vandag sit ek hier waar ek sit as gevolg van 2 mense se gebede. Okay. My ouma se gebede wat ek gedink het, ai ouma, los dit net so bietjie, weet. Ja. Ek wil daarom ook nou my lewe mos geniet. Ja. En as gevolg van my vrou se gebede, maar ons sal net nou daarby kom. Ja, ek het die kerk ding gedoen. Okay. Ek was in Duivelskloof, ons het vir 'n tyd lank, toe ons getroud is, het ons vir 'n tyd lank daar gebly. En ek was op hulle kerkraad gewees, Okay. Tesourier gewees, gaan bid in die kamertjie daar agter voor dienste. Okay. Ek het die klank, die koortjie bord vir hulle gedoen. Okay. Ek het vir hulle 'n sel gehanteer, Okay. al die regte geluide gemaak. Ja. Van daar af het ons getrek Kempton Park toe. Ek was daar by die Morester gemeente, was ek vir 'n tyd lank op hulle kerkraad gewees. Ons is later na Kaleirio gemeente toe. Toe was hulle nog AGS Noord onder Johan Steyn. Ek was op hulle koortjiebord gewees. Ek het vir hulle 'n selgroep gehanteer. Man, ek was verskriklik godsdienstig. Okay, so in normale perspektief was jy 'n baie goeie voorbeeld vir baie mense. Ja. Nee, kyk, die mense het gekom na die sel toe want hulle hou van wat hulle hoor en wat hulle sien. Maar dit was ook net wat hulle daar gesien het. Okay. As hulle nie daar is nie, dan is daar 'n prentjie. Want ons mag mos maar ons hier meer verloor. Ons mag mos maar ons toys rondgooi en ons mag mos maar solank die ander mense dit net nie sien nie. Jy mag mos steel solank jy nie uitgevang word nie. Okay. En ek was lank daar. Ek het daai bootjie gery. Weet, dit is soos 'n rollercoaster. Daar's nie vir my 'n ander, ek weet nie wat se Afrikaans vir rollercoaster nie, maar ek het daai ding gery. En as ons Sondag in die kerk en dan preek hulle hierdie fantastiese preek en voel jy, man, ek sien kans vir hierdie week. Hierdie week gaan ek 5 uur in die oggend opstaan, ek gaan bid. Ek gaan vanaand 8 uur gaan ek bid. Ek gaan 3 hoofstukke uit my Bybel uit lees. Dit hou net tot maandagoggend 8 uur toe. Want dan het een van my werkers nou ergens iets verkeerd gedoen. Okay. En dan al die taal wat ons nou nie hier sal gebruik nie. Asseblief nie. Prys die Here wat hy my losgemaak het daarvan. En dan voel jy nou weer skuldig en dan sien jy nou onder, maar terwyl jy nou daaronder is, dan bly jy nou mos nou maar daar. Dan sien jy maar daar in die modder en in die moeras en so gaan jy nou maar deur tot Sondag toe. En dan Sondag dan preek hulle jou weer, motiveer jou, dan sê jy weer en dan kom jy weer en dan vat jy dalk tot Dinsdag toe, dan gaan jy maar weer so af en dan so ek het daai rollercoaster gery. Dis baie uitputtend. Okay. Dis baie uitputtend. Alright. So selfs terwyl jy op 'n hoë geestelike posisie menslik lyk, was jy nog steeds normaal geweest, nog steeds foute gehad. En ons wil glad nie die kerkraad aanval of glad nie. Ons wil net vir julle wys dat selfs mense hoe op die kerkraad
kan ook foute maak, kan ook val. Weet, want ons is baie keer geneig as mens om te sê, maar daai man is op die kerkraad en kyk hoe val ek, kyk wat sy foute maak, weet jy? En ons moet tydens ons oë afhaal van die mense af en besef dat hulle is ook net mense, weet, hulle is gewone mense wat ook foute kan maak, weet? En dis wanneer ons besef dat ons moet ons oë gefokus hou op Jesus en nie op die mens wat jou gaan laat faal nie, weet jy? Ja, weet. Nou, toe begin dinge in te glip op het bietjie dieper punte. Na Kempton het ons 'n werksposisie, het ek 'n werksposisie gekry in Zeerust op 'n plaas as 'n plaasbestuurder. Ek het lank hierdie droom gehad om die natuur is maar my ding. Ek het groot geword as 'n jong lad wat saam met my pa altyd gaan jag. Ons het op 'n stadium so 'n klein familieplaas gehad. En dit was hier in my agterkop was dit so 'n droom, maar dit was amper so 'n half onhaalbare ding om nou op 'n plaas te gaan werk, want ek het geen agtergrond gehad. En die Here maak vir ons 'n deur oop en dag gat ons Zeerust toe. Die meeste mense weet nie eens waar op die map is dit nie. Daar's 'n klomp ouens wat nou gaan Google. Waar kom hierdie ouetjie vandaan? Ons het gegoogel. Ek myself Google, waar is hierdie plaas? Maar dit is ons is Zeerust toe en daar het ek blootstellings gehad wat ek nie normaalweg gehad het nie. En dis waar godsdiens baie gevaarlik is. Wanneer jy moet begin opstaan vir wie en wat jy sê jy is, vir wanneer jy moet begin nee sê vir goed wat nee gesê moet word, en jy het nie die ruggraat van 'n verhouding met Jesus nie. Okay. Dan byt godsdiens vir jou. Dan is jou ribbes net oop vir houe. En ek het dit ervaar in Zeerust op baie wildsplaas. Ons grootste inkomste was maar van jagters gewees, oorseese jagters, Suid-Afrikaanse biltongjagters en baie van daai manne is maar ouens wat hou van die onderkant van 'n bottel. Hulle hou nie daarvan as 'n bottel vol is nie. En soos ek weet die drank waaraan ek gewoond was 'n glasie wyn op Sondag gewees. Okay. Ek dink die sterkste drank wat ek in my huis gehad het was wyn gewees. En hier is dit nou skielik, is allerlei goeders en weet dis nou deel van die besigheid. Ons moet die kliënte beïndruk, ons moet hulle happy hou en so het ek begin om drank te misbruik. Maar een misbruik bly bitter min net by een misbruik. Ja. En so het dit nou ontaard in ander goeders en het ek begin op my foon kyk na pornografie. En dit was, baie keer was dit net 'n foto hier en daar wat gestuur is. En dit bring altyd 'n ding van, maar nee, net daai foto is nie genoeg nie. Kom ons, is daar nie nog nie, is daar nie nog nie. En toe ek my oë uitvee, toe is ek totaal en al verslaaf aan pornografie. Okay. Totaal en al, as ek vir jou sê, verslaaf, dan bedoel ek kon nie 'n dag deurgaan, dat ek nie 'n video of verskeie video's of foto's of goed nou gaan soek. Want om geld, ek is 'n verskriklike synige ou. Okay. Maar om geld uit te haal, om data te koop, om hierdie goed te bekyk, geen probleem nie. Money well spent. Sure. Was my gedagtes gewees. En maar soos ek sê, een verslawing bly nie by 'n verslawing. En die pornografie het gelei tot buiteegtelike verhoudings, tot my groot skaamte. Ek het verskeie buiteegtelike verhoudings op my foon gehad en die feit dat dit nie fisiese verhoudings is nie, maak geen verskil nie. Elkeen van daai verhoudings het my vrou net so gebreek. Dat stukkend gemaak. Maar ek het nie 'n saak gehad nie. Want it's all about me.
Dis wat 'n verslawing doen, dit gaan net oor jou, dit gaan glad nie meer oor die mense om jou nie. Jy het nie 'n saak met die mense om jou nie. Is nou 'n bietjie my beurt om tevrede gestel te word. Ek dink toe ek op my ergste was, het ek 3 vrouens op dieselfde tyd mee verhoudings op my foon gehad. Sure. Ek het verskonings gemaak, ek het tyd gemaak om weg te wees van die huis af, sodat ek kan WhatsApp. En het ek probeer stop? Baie. Ek wil amper vir jou sê, daagliks het ek vir myself gesê, nee, is nie klaar. Nou is dit klaar. Okay. Tot die volgende. En 'n skuldige gewete dryf jou nie tot bekering. Nee, glad nie. 'n Skullige gewete hou jou net onder. En 'n skullige gewete probeer jy sis met nog ander goed. So toe die Here die dag met my kom praat het, was ek was 'n rubbish. As ek vir jou sê rubbish, dan bedoel ek rubbish. Geen vrou sou my wou gehad het nie. Dat my eie vrou nog by my gebly het, was genade. Ek het nie ander woord daarvoor nie. Dis waar ek genade ontmoet het ook. Okay. Dis by my vrou en by Jesus Christus. Maar as ek vir jou sê, ek was 'n slegte man, dan oordryf ek nie, vriend. Dan probeer ek nie, probeer jou nie, jou guns, vir nie. Ek was rubbish gewees, want het het net oor my gegaan. Okay. En hoe het dit jou verhouding met jou vrou geïmpakteer? Ek het eintlik altyd gespog, dat vir die eerste keer in my lewe, Ina is my tweede vrou, net so terloops, ek was al getroud gewees ook. En ek sê, iets wat ek uit my eerste huwelik geleer het, as jy huwelikse instelling van God, dit weet ons almal. Ja. Maar as jy God se game probeer speel, en ek sê dit met groot respek, as jy God se game probeer speel op die wêreld se reëls, is jy in vir 'n groot verrassing. Ja. Imagine, ons probeer sokker speel met rugbybal. Ja, chaos, nee. Maar dis wat ons doen. Ons gaan speel God se game met die wêreld se reëls. So daai speletjie het 7 jaar gehou en Sjoe, dis 'n lang tydperk, nee. rampspoedig geëindig. So toe ek met Ina getroud, en ons het 'n goeie huwelik gehad, ons het nie beklei nie, ek het eintlik altyd daaroor gespog dat ek weet nie meer wat dit is om te beklei nie. Ons het net vrede gehad. En as ek vandag ook vir jou sê dat niks van hierdie was Ina se skuld nie, dan bedoel ek dit met my hele hart. Sy het geen skuld daarin gehad nie. Is dit hoe sy gevoel het? Glad nie. Ek het haar laat voel asof sy nie my liefde werd is nie. Ek het haar laat voel asof sy nie goed genoeg is nie. Want wat soek ek by hierdie ander vrouens? Ek het haar laat voel, sy is nie mooi genoeg nie. Sy is nie jonk genoeg nie. Sy is nie goed genoeg vir my nie. En kom ons sê dit reguit vir mekaar. Ek het haar laat voel, sy gee my nie genoeg seks nie. Okay. En dit was ver van die waarheid. Al hierdie goed van haar kant af was 'n plek. Maar ek het my ribbes oopgemaak vir die vyand. En hy het laat nie 'n geleentheid verbygaan nie. En ek wil ook nie vandag al die skuld op hom sit nie. Ek het 'n slegte hart gehad. Ek het agtergekom en al hierdie goed het ek een ding geleer. Ek het baie goed geleer, maar een ding wat ek geleer het, is 'n mens se hart is 'n baie donker plek. Dis 'n baie selfsugtige plek.
Onsaglik selfsugtig. Ja. So ek dink nie ek sal ooit die omvang besef van wat ek aan my vrou gedoen het nie. Okay. En vandag is julle nog saam? Ons is vandag nog getroud, prys die Here. Prys die Here. Ek kan vandag getuig van wonderwerke in 'n huwelik. Want die feit dat ek hier sit en my vrou sit daar, is 'n wonderwerk. Daar's nie ander woorde. Fantasties. Nou Jacques, maar toe die een dag op jou herlaaitafel, verduidelik vir die mense ook wat sy herlaaitafel, ek dink jy almal weet ook nie, wat het daai dag gebeur? Verduidelik eers die tafel en dan verduidelik wat gebeur het. So ons het gejag op die plaas en ek was 'n beroepsjagter gewees en ek het maar so grein van OCD ook. Ek wil in beheer wees van dinge. So ek het my eie gewere se patrone gelaai en nou ja, herlaaitafel het jy nou maar jou toerusting goed gehad. Baie geordende plek. Ek nogal hou van orde, alhoewel dit nie so klink nie. Maar in sommige aspekte van my lewe het ek nog orde gehad. En my herlaaitafel was nie een van die. So in hierdie hele tyd het my vrou haar verhouding met die Here behou, prys hom daarvoor. Fantasties, né? En het haar verhouding met die Here eintlik verdiep. En het sy agtergekom sonder hom is haar nie hoop nie. En sy het non-stop gebid. En sy het begin om al meer en meer sy het 'n honger gehad vir die Here. So sy het begin om goed op TV te kyk wat vir haar kan hoop gee en vir haar kan lewe in haar inspreek. Okay. En onder andere het sy baie na Joyce Meyer gekyk en sy het baie na Joseph Prince ook gekyk en gewoonlik met sulke goed dan ek nou 'n verskoning gehad, ek moet nou veld toe. En ek sit hierdie dag by my herlaaitafel en ek is besig om patroontjies te laai. En sy het vir Joseph Prince op die TV was so skuins agter my. En ek onthou dit nog soos gister. Ek het nie eintlik geluister wat hy sê nie, want ek wil nie luister nie, ek wil nie eintlik nie wees nie, ek het eintlik gedink, man, kan sy nie net, sy het gehou van seepies en sulke goeders ook. Kan sy nou nie maar net 'n seepie kyk terwyl ek daar sit nie. Okay. Ja, want jy voel op skuldig oor die hele aspek wat gebeur. Ja, ek wil nie nou van die Here hoor nie. Okay. Ek was eintlik, ek's heel waarskynlik besig gewees om planne te maak, hoe gaan ek nou die huis uitkom, die volgende goed te gaan droog maak. Ja, so ek wil nie nou so iets luister. Die evangelie hoor nie, dis nou laaste. Man, en ek kan nie onthou wat sy preek was nie. Maar ek onthou sy woorde, die Heilige Gees het een van my ore oopgemaak. En hy lees Hebreërs 8 vers 12 wat sê, die nuwe verbond sê, God verbind hom hiertoe wat hy sê, ek sal aan jou sondes en jou oortredinge nooit weer dink. Jesus, maar ek spring daarop. Ek sê, nou praat hy boy. Ek sê, want ek kan goed onthou. Ek het ons nou opgelet in die kerk, ek het nie Bybel gelees nie. Ek gaan net Sondag kerk, die pastoor moet Bybel lees, hy moet vir my sê wat staan daar, hy moet my verduidelik. Ja, as die pastoor se werk mee te lees. Ja. Nee, ek het nie nodig om daai goed te doen nie. En ek spring haar op, ek sê, Jesus, hierdie ou is so vals as wat jy dit kan kry. Want my Bybel sê, daar kom oordeelsdag en ek sal alles voor hom moet neerlê. Nou krap ek haar rond vir 'n Bybel, want ek het nie eens my eie Bybel nie. Okay. Nou kry ek al ergens het ek 'n Bybel gekry, is iemand anders in gewees wat ek weet nie hoe dit in my huis opgeëindig nie, maar ek het daai Bybel. Raggies, hier staan, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en in hulle oortredings en hulle sondes nooit weer dink. Maar nou sit 'n kruisverwysingsbybel. Hieronder sê, gaan lees Hebreërs 10. Kom hom soen toe. Hier staan dit weer. Ek sê, nie is fout. Hier is weer 'n kruisverwysing. Hierdie is 'n profesie wat Jeremia geprofeteer het. In die Ou Testament. In die Ou Testament. Ek
Ek sê, Here, hoe is dit moontlik? U sê vandag vir my, U is bereid om aan al hierdie goed wat ek aangevang het, nooit weer te dink. Yes, en dis soos 'n vuishou in my maag. En soos ek hier sit en bewe, nou sit ek daai dag en bewe, ek sê, Here, as U beloof dat hierdie is waar, stop ek nou. En ek het gestop. Want toe begin ek die Bybel ondersoek, want ek wil eintlik agterkom, waar is dit verkeerd? Hierdie kan nie, dan moet 'n ander ding wees wat vir my verduidelik, hierdie moet jy eintlik so lees. Ja. Dan moet dit, soos die Engels sê, strings attached wees. Ja. Nee, dan moet nou goed wees wat ek moet doen. En ek kom agter, dis is dit. As ek bereid is om vandag my lewe vir die Here te gee, en oor te gee, is dit wat hy vir my in die kruis gedoen het. Hy het so fenomenaal betaal, dat hy kan sê, ek sal nooit weer aan dink. Wow. En ek gaan na my vrou toe en ek sê, Vader, as jy dit in jou hart kan vind om my te vergewe, ek het nou agtergekom, die Here het my klaar vergewe. As jy dit in jou hart kan vind, sal ek graag 'n tweede kans wil hê. Wow. My vrou sê vir my, staan, net so. Sy het nie voorwaardes gehad nie. Sy het nie vir my gesê, jammer dit, jammer dat, jammer dit, jammer. Sy sê vir my, ek vergeef jou. Net so. Sure. En ek besef in my hart, maar as 'n mens so kan vergewe, hoeveel te meer in God. En in 24 uur breek die Here 'n verslawing wat ek al vir 3 jaar probeer breek het. Ek het al goed net so neergesit, ek het vir my foon gegee en gesê asseblief, al goed af. Sure. Al daai vrou, al hulle nommers van my foon af, asseblief, ek wil dit nooit weer sien. Sure. Die Here herstel my huwelik in 'n dag. Wow. Dit is nou 3 jaar later, meer as 3 jaar later, amper 4 jaar later. My vrou het nog nooit een dag voor my kop gegooi, onthou net wat het ek jou vergewe. Sure. En so het die Here my nog nooit herinner aan wat het ek jou vergewe nie. Sure. Dit is my so mooi in die Ou Testament, sê hy baie keer vir Israel, ek is die God wat jou uit Egipte gaan uithaal het. Ek het so mooi, die Here het vir my so mooi verduidelik, hoe Egipte en Israel in Egipte so mooi beeld is van ons verslawing. Weet jy dat terloops, daar staan geskryf in Eksodus 1, dat die Israeliete was groter as die Egiptenare. Ja. Groter en magtiger as die Egiptenare. Ja. Maar in hoeveel jaar kon hulle nie uitkom nie? Ek was groter en magtiger as 'n paar fotootjies op my foon, maar ek kan dit nie los nie. Jy's groter en magtiger as 'n bottel drank, maar jy kan hom nie los nie. Hoeveel groter is jy as 'n sigaretstokkie? As so 'n rykie goed poeier wat jy snuif, maar jy kan dit nie los nie. Weet jy hoe het hulle losgekom? Die bloed van die lam. Nou, ek kan my nie indink dat Israel nooit probeer het om uit Egipte uit te kom nie. Ek is seker hulle moes probeer. Absoluut, nee. Soos wat ek baie keer probeer het om hierdie goed te los, maar ek kon nie. Yes. Wow. Maar toe die bloed van die lam die dag my lewe deursny en vir my sê, ek was daai goed weg. Ek gee vir jou 'n nuwe toekoms. Dis ook los. Net so. Los. Want weet jy wat, dit was nie selfbeheersing wat probeer het, ek gaan nou los. Ek het 'n goeie vriend uit my geleer, ons moet loskom van die tandeknersklap. Ek het losgekom van om op my tande te kners en ek gaan nou hierdie goed los. Die Here het die begeerte my hart uitgeruk. Fantasties, hè? Die bloed op my hart kom skoon was. Wow. Die Here het vir my ander oë gegee vir my vrou. Sure. Das vir my nie 'n mooier vrou nie.
Ons gaan dalk argumenteer op daai manier. Dis reg. My vrou is ook die mooiste. Want die Here het vir my net ander oë gegee vir my vrou. Fantasties, ja. En vir my met ander oë na kyk na ander vrouens. Vandag sien ek gebroke siele. In plaas van 'n moontlike vlien. Vandag die Here het my net kom herskep. En weet jy wat's mooi van Egipte? Toe die Here die see oopgemaak het en hulle is daar deur, Ja, toe maak hy die see toe. absoluut, né? Ons dink nooit daaraan nie, né? Hulle kon nie weer terug nie. Wow. No turning back. Nou turning back. Wow. En toe die Here daai see agter my toemaak, is tot vandag toe. Sjoe. En hy het vir my ander mooi goed instoor en hy het vir my 'n beloofde land instoor Absoluut. wat ek gemis het in Egipte en ek sou dit vir altyd gemis het daar. Absoluut. Maar toe sy bloed my losmaak. Sjoe. Ek is vry, ek is Wow. en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Met jou eie uit kan jy nie loskom nie. Absoluut, né? Absoluut. Jy kan nie 'n verslawing breek deur te sê ek gaan nou. Ek is nou klaar. Ek gaan nou. Ek hoor. Dis die bloed van die lam wat jou Absoluut, né? Weet jy sit dalk en kyk na hierdie opname en jy besef self, jy sit dalk ook vasgevang nog in daai situasie. Jy sit dalk vasgevang met pornografie, of dwelms, of alkohol, of wat ook al het mag wees. Wie verslawing het 'n wye aspek. Verslawing is nie altyd net fisies goed nie. Verslawing kan altyd geld ook wees, of tyd. Tyd is verslaaf om 'n TV te kyk, of verslaaf om te slaap. Weet jy, verslawing is 'n wye aspek. En jy sit ook self vasgevang en jy sê, "Jog, ek wil ook ek probeer elke liewe dag, maar ek kan dit nie uitkom nie. Vandag sê ek maak klaar met hierdie ding. Môre kom ek weer en val ek weer in dieselfde gat." Weet jy, daar's vir jou hoop. Ja, kan jy vir 'n kyker 'n gebed doen of iets sê en dan 'n gebed doen en dan vir daai kyker net help. So sê asseblief saam met Jacques, as hy die gebed op sê dit agter Jacques aan en vertrou en glo wat jy nou gaan sê. Ek wil jou net eers waarsku dat uit jouself uit kan jy dit nie breek nie. Maar ek wil jou ook bemoedig. Jesus, wag met sulke gespreide arms vir jou. Ek wil jou bemoedig dat aan die kruis het hy jou houe gevat. Al jou sondes. 2 Korintiërs 5:21 sê dit vir ons so mooi, dat hy het hom wat geen sonde geken het nie sonde gemaak. Wat 'n sonde was dit? Hy het nie sonde geken nie, hy het dit nooit gedoen nie. Wie se sonde het hy hom sondig? Met wie se sondes het hy hom sondes gemaak? Wat my en jou. Maar hy stop nie daar nie, hy sê, hy het hom met geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God in Christus. Die geregtigheid van God beteken vrygespreek. As jy vandag bereid is om te sê, Here, ek kan nie, maar U kan. As jy vandag bereid is om te sê, Here, ek is moeg geprobeer. My tande is deurgeknars. As jy net bereid is om te aanvaar dat jy jou houe gevat. Vir alles het hy jou houe gevat. Kom na my toe, ek wil jou vrymaak. Daar's nie voorwaardes nie. Dis net die kruis. Kom ons bid saam. Koning Jesus, vandag bring ek hierdie man en hierdie vrou saam na die kruis toe. Here, dis die een plek in die wêreld, in die geskiedenis, waar geen mens weggewys word nie. Vandag is ek saam met hierdie boeta by die kruis, saam met hierdie sussie,
En ek pleit by U, Here, maak hulle vry. Ek wil jou nooi, bid saam met my, Here. Ek weet ek kan nie, ek het al soveel keer probeer. Ek het so hard probeer, ek kan nie. Maar Here, ek besef vandag, U kan. U kan. En U wil. Ek is nog nie so ver weg, dat U nie kan nie, of dat U nie wil nie. Kom was my ook skoon met U bloed, soos wat U vir Jacques skoon gewas het. Kom vergewe my ook totaal en al, soos wat U vir Jacques vergewe het. Here, kom vandag en maak my skoon, maak my vry met die bloed van die Lam. Here, ek bid ook vandag dat U ook vir my die rooi see agter my sal toemaak, dat ek nooit weer kan terugdraai nie. Ek bid, Here, kom maak, gee my ook 'n nuwe hart. Kom skep in my ook 'n nuwe hart. Skep in my ook nuwe oë vir my vrou of vir my man. Skep ook in my nuwe begeertes. Kom ruk hierdie vuil, vieslike begeertes uit my uit. En vervang dit met nuwe begeertes. Begeertes na U woord. Begeertes na U Heilige Gees. Begeertes na U hart. Dankie, Here. U doen 'n volmaakte werk in hierdie oomblik. In hierdie oomblik kom mense los van jare se verslawing. In die magtige, kragtige, liefdevolste naam wat die wêreld nog ooit geken het. Jesus. Amen. Daar waar jy is, ervaar God se liefde oor jou vloei. Ervaar hoe die bloed van die Lam jou skoon was nou. Nou wil ek jou uitdaag, as jy getroud is, staan op en gaan vra vir jou vrou om vergifnis. As jy in 'n huwelik is en jy is nog nie getroud nie, gaan na jou vriendin toe of na wie ook om te sê ek is vry, vergewe my. As dit 'n dwelmslaaf was of 'n alkoholprobleem was, gedraai na iemand toe en wat jy vertrou en sê vergewe my. En ek wil sê dis baie belangrik om vir iemand te sê, want wanneer jy dit vir iemand sê, kan daai persoon jou amper op jou tone hou en sê kom ons stap die pad saam vorentoe. Weet jy, en dit is belangrik. Jy het nodig, ons het die Here nodig in ons hart en ons Here nodig in ons hele lewe, maar ons is ook maar net mens. So gaan praat met iemand en sê, wil jy nie saam met my hierdie pad van oorwinning stap nie? En dan na dit, dan gaan bid jy en sê, Here, wie kan ek vandag hierdie boodskap voorgee? En gaan jy en gaan vertel jy jou verhaal, jou getuienis, jou wonderwerk met anderste. Want jy weet jy, hierdie getuienis is nie net Jacques se storie nie. Hierdie getuienis is jou storie ook. Dis jou storie wat jy kan gaan vertel vir ander mense daar buite, vir ander mans, jong mense. Vandag, veral vir die dag se jong mense. Jong mense is so openbaar met die sosiale media vandag. Dis so op TV oralste beskikbaar. Vandag, gemaak jy 'n impak op vandag se generasie wat môre se generasie gaan wees. Weet, hou aan mense vertel, hou aan mense wen vir Jesus, want dit is ons doel op die aarde, is om God se koninkryk te versprei tot elke nasie en die goeie boodskap te gaan vertel. Jacques, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy oop en jou kan sê jou hele kaarte op die mat gegooi het hierso. En jouself, ek weet jy het jouself nou so ontbloot nou, maar dankie dat jy bereid was, want God kry al die eer hiervoor. Weet? Absoluut. As jy nog gebed nodig het, ons e-pos verskyn op die skerm. Stuur vir ons jou e-pos, jou gebedsversoek. Ons is hier saam met jou te bid. Baie dankie vir die gebedsversoeke wat daar reeds inkom. Ons bid daagliks vir jou ook. En ons is hier om saam met jou ook op pad te stap. Soos ons altyd sê, ons het nie al die antwoorde nie, maar ons is bereid om saam met jou te stap en saam met jou te bid oor jou situasie. Dan ook,
as jy vir die nog nie gesubscribe het nie, druk die subscribe knoppie en druk die klein klokkie om dat jy op hoogte kan hou van ons toekomstige opnames ook. Daar's nog 'n paar opnames, ons gaan hierna ook Jacques se vrou ook opneem oor haar situasie, oor haar getuienis en dat julle kan hoor hoe is haar kant van die storie gewees. En so, hou op, bly op hoogte en tot ons weer volgende keer sien. Shalom. Begin dit reg op jou knieë voor die Heer. Dan sal hierdie dag vir jou makliker wees as die ander. Want die goeie by God is sterker as die kwaad. Elke dag is 'n nuwe geskenk van die Vader. Begin dit reg op jou knieë voor die Heer. Dan sal hierdie dag vir jou makliker wees as die ander. Want die goeie by God is sterker as die kwaad. Ja, die goeie by God is sterker as die kwaad.